Voel hoe die lig binne opkom. Laat die energie weer wakker word. Maak jou hart oop. Laat het skyn. Daar's 'n vuur wat stadig wakker word. In elke hart wat nog probeer. Goeiedag geliefdes, kom ons leer hoe om goeie vreemdelinge in hierdie wêreld te wees. En daarvoor kyk ons vandag na Romeine 12, vers 1 en 2. Julle het seker geweet dat ek een of ander tyd hierdie week by hierdie teks sal stil staan. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons moenie aan die wêreld gelyk word nie. In niks. Maar ons weet tog, dit is so maklik om aan die wêreld gelyk te word. Want baie goed wat die wêreld doen, lyk so goed, lyk so aanloklik. Lyk so asof dit sukses definieer. Maar dit doen nie. En daarom moet ons, as ons wil goeie vreemdelinge wees, by hierdie teks stil staan en net weer sien dat ons nie, in vers 2, aan hierdie sondige wêreld gelyk moet word nie, maar dat ons moet toelaat dat God ons verander deur ons denke te vernuwe. En dis waar ons baie keer vashak nie, want ons het mos maar ons ou maniertjies van dink. En ons maniertjies van dink is gevorm deur ons kultuur, is gevorm deur ons opvoeding, is gevorm deur bygeloofies wat ek van myself het, wat ek in die lewe het. En al sulke dinge, wat eintlik nie behoort my te vorm nie. My denkpatrone behoort te vorm nie. God sê, dat hy ons wil verander deur ons denke te vernuwe, sodat ons onsself aan hom kan gee as heilige offers wat vir hom aanneemlik is, want dit is die kern, die wesenlike van die godsdienst wat ons beoefen, om vreemd te wees in hierdie wêreld. Ons moet in geen omstandighede gemaklik word in die wêreld nie. Ons kan dit nie duld nie, ons kan dit nie vir onsself bid of vra nie. Ons behoort aan God. Jy weet Paulus, hierdieselfde Paulus skryf in Korintiërs, dat hy sê, ons is nie ons eie nie. Ons behoort nie aan onsself nie. Aan wie behoort ons dan? Aan God. En ons vreemdheid in die wêreld word juis sigbaar, wanneer ons keuse maak om anders as die wêreld te wees, om in ons prioriteite, om in ons keuse te wys, dat ons anders as die wêreld is. As die wêreld klakkeloos agter 'n mode aan hardloop, is ons anders, al lyk ons vreemd. Al is die reëls van sukses in die wêreld wat dit is, vir ons is dit anders. Die reëls van sukses vir God se mense wat vreemdelinge is in hierdie wêreld, is bloot. Dat ons onsself as prioriteit aan hom gee, as lewende en heilige offers. En dit het groot implikasies van hoe ons keuses maak in die lewe. Wat ons kies om te doen, wat ons kies om nie te doen nie. Waar ons kies om betrokke te wees en waar ons kies om te werk. En dis my hartsgebed dat elkeen van ons opnuut sal leer wat dit is om in niks aan die wêreld gelyk te word, maar in die eerste plek aan God te behoort. Mag God die eer ontvang daardeur. Shalom.